Ons het sopas na 'n video van The Wild Cafe gekyk, 'n plek wat met hulle unieke spyskaarte behoorlik opspraak maak. Nou vandag kuier ons saam met die eienaar, Shanae Baer, en ook die bestuurder, Jason Prinsloo, en ons gaan gesels oor die hartklop agter The Wild Cafe, hulle onblusbare passie vir die kuns van kos en koffie, en later gaan ek ook blykbaar 'n proefkonyn vir een van hulle kenmerkende koffie-ervarings wees. Baie welkom aan albei van julle. Baie dankie dat jy kan wees. Goed, so Shanae, hoe het die idee vir The Wild Cafe ontstaan? So ek het saam met my ouers baie oor see gereis. Ja. En ek het hierdie twee konsepte gesien wat ek graag bymekaar wou sit. En dit het ongelukkig nie so presies uitgedraai soos wat ek dit wou gehad het nie, maar inteendeel het dit eintlik beter uitgedraai. En my familie was maar nog altyd besigheidsmense, so ek het maar met daai entrepreneuriese ingesteldheid groot geword en baie geleer van hulle af en gesê ek wil iets vir myself doen en iets bereik en hard werk vir dit. Nou, iets wat vir my nogal uitstaan is die feit dat julle die kafee as 'n wegbreekplek van die alledaagse gejaag beskryf. So, hoe kry mense dan reg om daardie spesifieke atmosfeer ook te skep? So baie mense, baie kliënte wat na ons toe kom, sê sodra hulle daar instap, dan voel hulle net daar's 'n anderste atmosfeer. Hulle sê dit voel of hulle nie in Pretoria sit nie en dat dit voel of hulle iewers oor see sit en net bietjie kan asemhaal en ontspan. Veral met die, jy weet, die wild atmosfeer nou natuurlik en dan ook die plante en al daai goed. So dit gee mense bietjie daai kalmerende atmosfeer. So ja, ons het daai probeer skep net om te sê, weet, dit is iets uniek en dit is iets anderste. Goed, Jason, nou, Shanae het al redelik baie agtergrond vir ons gegee, maar ek wil graag by jou ook weet, want ek meen, daar is soveel restaurante en soveel koffiewinkels, maar wat laat The Wild Cafe uitstaan? Ek moet definitief sê, dit is ons proeervarings wat ons nou hier so gemaak het. Ja. Weet wat, ons koffie en alles met die, met die, ek stamel nou hier so, met die verskillende goedertjies wat ons hier so voorberei het vir julle en als, wat dit nou uitstel vir die mense dat ietsie meer unieks is vir hulle. Ja, en ek dink ook die kombinasie daarvan. Ek dink dit is wat dit vir my so oulik maak, want dit is nie noodwendig iets waaraan almal kan dink nie. Ek bedoel, wie het nou gedink koffie saam met iets soet, maar ek sien baie uit om nou te proe. Nou, die kombinasie van reg Suid-Afrikaanse geure en dan die Amerikaanse sogenaamde comfort food is ook fascinerend. So, hoe het julle by, ek wil amper sê, die samesmelting van hierdie twee wêrelde uitgekom? So toe ons oor see was ons in Amerika en wat ek raak gesien het is daai Amerikaanse pannekoeke, daai groot pannekoeke. So dit is wat ek bedoel het, dit het nie heeltemal uitgedraai soos wat ek dit wou gehad het nie, want ons het daai pannekoeke op ons menu. Jy weet die Amerikaanse flapjacks met die dessert en alles op. En daai het nie so gewild geraak soos wat ons gedink het nie en toe het ons begin dink, jy weet, ons moet uit die boks uit begin dink en ook 'n ander betrekking doen. En toe die mense begin meer gewoond raak aan daai Amerikaanse, jy weet, pannekoeke en goeters. So ons het probeer die twee konsepte bymekaar sit, bietjie Suid-Afrikaanse kos, jy weet, jou boerie broodjie en goed en dan 'n Amerikaanse burger. Ja. As ek dit so kan stel op ons menu, so ietsie van alles van albei gemeng. Nou Jason, ek dink jy sal nogal vir my hierdie antwoord, goeie antwoord kan gee, want wanneer jy mens kyk na julle spyskaart, daar is 'n groot verskeidenheid, maar wat is daai absolute moedproe drankie of dan nou dis op die spyskaart? Ek sal definitief die Philly cheesesteak toastie voorstel. Ja. Hy het net daai regte kombinasie van soet en sout daarbey. So dis een wat ek sal definitief voorstel. Goed sommer dit gepair is een van ons melkskommels, byvoorbeeld die Oreo een. Hy is baie goed saam met dit. En dan die konsep van proeervarings is nou baie gewild, die sogenaamde tasting, soos wat baie mense dit ook ken. So, wat het julle laat besluit om hierdie aspek deel van die koffiewinkel of kafee te maak? So ons sou definitief 'n nuwe ervaring geskep het, wat mense wil, jy weet, hulle wil iets anders te doen as net 'n normale ete doen. En boonop dit, as hulle kom vir die tasting, dan voel hulle, jy weet, ons kyk hierdie menu, ons wil graag sien wat het Wild Cafe. Soos een van ons baie bekende tastings is ons milkshake tasting, wat gepair word met ons klein porsies van ons menu, wat bietjie uitbeeld van wie is Wild Cafe en wat kan ons vir julle bied met kos ook en nie net met ervarings nie. Nou is my vraag, wat kan julle vanoggend vir ons bied? Julle het nou 'n paar goedjies saamgebring, so kom ons begin. So hierdie is
twee van dieselfde geure gepaar, so met die fudge en die koffie, Ja. om daai geurprofiel meer uit te bring. So gewoonlik doen mense twee verskillende geure, maar ons het besluit doen twee geure saam om daai geur regtig uit te beeld. So nou moet ek begin proe. Kan ek net 'n So, glasie vat of Hierdie enetjie Ja. is ons hazelnut. goed? Enetjie daai heel pepper. Hazelnut, So nou kom die hazelnut Hazelnut fudge. hazelnut fudge en hoe werk dit dan nou? Slukkie en dan happie. Yes, Presies. dit is korrek. Goed, kom ons probeer. Dis baie lekker. Ek dink wat vir my uitstaan is die feit dat dit is soet, maar as gevolg van die feit dat die koffie ook soet is, kom 'n mens dit nie regtig Reg agter nie. agter Dis net Presies, ja. 'n lekkere kombinasie. Okay. Volgende een, ons het min tyd, so ons moet weer hierdie koffie draf. Ons tiramisu. Ja, dit klink vir my. Ja. Paired met die koffie fudge. Coffee fudge. Ek is gaande oor tiramisu. So hierna sien ek baie uit. Ek dink ek hou meer van hierdie een. Hy is nie so soet soos die ander een nie, maar lekker balans. Ja, beslis. Dan Volgende een? het ons salted caramel. So Goed. die salted caramel fudge. Goed, okay. Salted caramel. Doen ek dit reg? Ja, Jy moet maar beslis. sien, né? Okay, daar kom hy lekker deur, lekker nasmaak. Ek is nou so 'n bietjie in twee geskeer oor hierdie een en die vorige een. Maar goed, Ek dink elkeen voel jy so die vorige een, daai een is beter of hierdie een is beter. is jou gunsteling. Goed, en dan die En die laaste een. is ons Turkish delight. Paired met die Turkish light fudge. Julle maak dit vir my moeilik, hoor, want Turkish delight is ook een van my gunsteling. Ek sal ook so sê. Lekker, baie lekker nasmaak. Ja. Ek kan nie besluit nie. Ek gaan sê dis tussen die Turkish delight en die tiramisu. Ek gaan nie kies nie. Mense hoef nie. Jy kan sê almal is ewe lekker. Nou maar julle, baie dankie vir julle moeite. Ek dink ek moet nou eenvoudig net 'n draai by die kafee self kom maak. Ja. Maar ons hou vir julle dop en ek sien uit daarna om te sien of julle met nog geure gaan eksperimenteer. Jason, dankie dat jy ook saam gekom het, so professioneel met die handskoentjies ook. Dankie. Ons waardeer dit. Dankie. En ja, mag julle net van krag tot krag gaan. Dankie, ons Baie dankie, waardeer. Ek waardeer gaan dit. nou die res van hierdie koffie klaar drink want ek het soveel as moontlik energie nodig vir die res van die dag wat voorlê. Maar moenie weghop nie, want Kurt Darren kuier net hierna met 'n nuwe oorwurm by ons. Jy's ingeskakel by Goeiemôre, Good Morning. Maak ook seker jy gaan volg ons op al ons sosiale media platforms. Ons kuier net hierna verder.